En vanaand is nou die 5de reek, of die 5de tema in hierdie reeks waarmee ons besig is, en ons gesels oor die eerste dinge. Eerste, wat hoofsaaklik gaan oor hoe ons prioriteite kan herrangskik. Ek moet sê, ek dink as 'n mens oor hierdie tipe goed praat, kan dit baie maklik filosofies raak. En die oomblik as dit filosofies raak en dit raak mooi soetsappige stories, dan help dit 'n mens amper niks. So, dit moet prakties wees. Dit moet vra, hoe lyk dinge in my lewe en op watter manier kan ek hierdie beginsels in my gewone lewe integreer? Want as dit nie die geval is nie, dan help dit mens regtig baie min. Nou, 'n ding wat ek dink 'n mens nogal 'n bietjie aan die dink sit, en ek weet nie wanneer laas het jy weer met hierdie beeld te doen gehad nie, is die beeld wat gebruik word om 'n mens iets te leer van hoe ons prioriteite moet rangskik. Nou, ek gaan vir julle die video wys, wat so 'n bietjie van 'n animasie is, gebaseer op die les wat die professor die eerste keer vir sy studente gegee het. Maar ek wil vir jou vra om nogal krities te luister. Die beeld as sulks dink ek is waardevol, maar luister 'n bietjie krities na die kommentaar van die verteller. Kom ons luister hierna. There's a well-known story about a university professor that wanted to make a point about the importance of prioritizing how we spend our time. The professor stood in front of his class with a display of items. He took a large, empty jar and filled it with rocks, approximately 2 inches in diameter. He then asked the class if the jar was full, and they agreed, yes, the jar was full. The professor then took a box of pebbles and added them to the jar, and gave it a little shake to move the pebbles into the open areas around the rocks. The professor asked the class again if the jar was full. They agreed, yes, it is full this time. The professor then took a box of sand and added it to the jar, filling the spaces between the rocks and the pebbles. He asked again, now, is the jar full? They laughed and agreed, yes, it's full. This jar represents your life. The big rocks signify the really important things in your life, such as health, family, and friends. The pebbles are the other things that matter in your life, such as work or school. And the sand signifies the remaining small stuff, such as material possessions. Now, if you were to reverse the order of filling the jar and add the sand first, there would not be enough room for the rocks and the pebbles. The same principle applies to your life. If you spend too much time on the small stuff, you won't have enough space or time to focus on the things that are truly important, the big rocks. So, prioritize the big rocks first. Practice self-care, spend quality time with the people you love, and the rest is just pebbles and sand. They will always find some space. Nou, as ek sê dat 'n mens krities moet luister na die kommentaar, dan gaan dit basies daaroor dat ek dink ons tog nie vir mekaar kan voorskryf wat die groot klippe en wat die klein klippe en wat die sand is nie. Ek kan nie vir jou sê wat jou groot klippe is nie. In hierdie video noem sy werk as een van die klein klippies. Ek wonder of dit is. Want as jy mooi daaroor dink, en ons kom nou daarby, dat 'n mens 1/3 van elke dag aan werk spandeer, dan is dit definitief nie 'n klein klippie nie. Dis 'n redelike groot klip. So die vraag sou wees, wat is die verskillende goed in jou lewe? En ek wil julle nogal nooi om dit 'n bietjie te doen na afloop van vanaand. Regtig te gaan sit en vir jouself te sê, wat sou jy beskou in jou lewe as die groot klippe? En wat beskou jy as die klein klippies? Wat beskou jy as die sand? En om baie eerlik en krities na jou eie lewe te kyk. Die rede waarom dit belangrik is dat ons as God se kinders genooi word om met onderskeiding te leef. En onderskeiding beteken dat ek al meer in die wysheid sal groei om te weet wat regtig belangrik is. Daar's daai pragtige vers in Filippense 1 vers 9 wat sê, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip
en fyn aanvoeling, sodat jy die dinge sal kan onderskei, waarop dit werklik aankom. Nou natuurlik praat Paulus hier van verhoudings tussen mense, maar dit gaan ook oor al die aspekte van ons lewe. Dat ons sal leer en al meer die wysheid sal leer om met onderskeiding te leef en daarvoor het ons begrip, diep verstaan en 'n fyn aanvoeling nodig vir dit wat binne in ons lewens aan die gebeur is. Ek dink een van die dinge waarvoor ons definitief onderskeiding nodig het, is om te weet waarvoor om ja te sê en waarvoor om nee te sê. In klassiek sou 'n mens sê dat 'n mens hier praat oor gesonde grense. Ek het al gehoor hoe party mense sal sê, gelowige mense is nie veronderstel om grense te hê nie. Goeie genigtig, wys jy nou vir my 'n mens wat sonder grense leef? Dis 'n gevaarlike ding. Ek dink grense gaan daaroor, in die eerste plek, dat ek vir myself sal verantwoordelikheid neem. En dat ek sal sê, dit is die goed waarvoor ek ja sê, en dit is die goed waarvoor ek nee sê. Ons is beperkte mense, beperkte wesens. Ons kan nie vir alles ja sê nie. Daar is sekere dinge waarvoor ons moet nee sê. En ek het al agtergekom, party van ons is definitief beter daarmee om nee te sê, maar die van ons wat sukkel om nee te sê, is gewoonlik diegene wat probeer om daai spreekwoordelike glasbottel op elke moontlike manier so vol as moontlik te pak, tot jy op 'n stadium besef, die enigste een wat aan die kortste end trek hier, is ek self. Niemand anders nie. Gesonde grense gaan daaroor dat ek sal weet wie ek is en dat ek respek sal hê vir myself en vir wie God my gemaak het om te wees. So as ek weet wie ek is en wat die beperktheid van my menslikheid is, dan weet ek ook wanneer moet ek nou sê tot hiertoe en nie verder nie. En dan hoef my grense nie noodwendig betonmure te wees nie, maar dan kan ek op 'n oop en 'n toeganklike manier sê, dit is hoe ver ek as mens strek. Goeie grense verhoed dat ek geweld doen aan myself. En per implikasie ook aan ander mense. Want as ek nie goeie grense het nie, dan is ek die een wat op die einde van die dag ietsie grimmig, geïrriteerd, gefrustreerd raak en my gebrek aan grense uithal op die mense saam met wie ek werk en leef. Nou, dit is nogal interessant as ek sou vra, as ons aan Jesus dink ons aan Jesus as iemand met goeie grense of nie? En ek dink party van ons sal 'n bietjie klei trap om hierdie vraag te antwoord. Jesus was definitief nie so 'n meek and mild ouetjie wat mense sommer net oor kon loop nie. En daar's verskeie voorbeelde in die Nuwe Testament. Ek noem sommer net so 'n paar. Een van die voorbeelde is die voorbeeld van die ryk jong man, waar Jesus met hom 'n gesprek het en wat hy hom uitdaag en basies vir hom sê, gaan verkoop alles wat jy het. En dan sê die ryk jong man eintlik maar in die gesprek vir Jesus, "Sjoe, dis te moeilik." En dan vertel die verhaal vir ons hoe hy wegstap. Die ryk jong man loop. En Jesus hardloop nie agter hom aan nie. Hy los hom. Hy hou daai grens. 'n Ander voorbeeld is waar Jesus homself onttrek. En daar's verskriklik baie voorbeelde hiervan in die evangelies, waar Jesus homself aan die einde van 'n tydperk onttrek en eenkant gaan en sê, ek het nou genoeg van julle mense gehad. Ek het nou nodig om te rus. Mense sien op 'n ander plek in Lukas 4 waar Jesus vir homself hierdie pad oopmaak tussen die skare deur. Die skare mense wat hom wou vat en hom by 'n kraans wou afgooi. En dan neem hy standpunt in en hy sê, julle gaan nie so maak met my nie. En dan stap hy deur die skare weg. Nog 'n ander voorbeeld is waar Jesus 'n ma en sy broers by hom kom en hulle probeer op grond van hulle verhouding met hom eintlik forceer om sekere goed te doen. En dan sê hy vir hulle, dit gaan nie so werk nie. Of waarvan die fariseërs vir hom uitlokkende vrae vra en hom in 'n struik probeer lei. En Jesus val nie vir dit wat hulle doen nie. Hy
antwoord hulle vrae met nog vrae. Hy stel 'n baie spesifieke grens. En dan sommer 'n mooi voorbeeld in Markus waar Jesus, en dit staan so mooi geskryf in die Bybel, Jesus het diep gesig en gesê, waarom wil hierdie geslag 'n teken hê? Dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie 'n teken gegee word nie. Hy het hulle net daar laat staan, weer in die skuit geklim en na die oorkant van die see toe gegaan. So, hierdie gedagte wat ons het, dat gelowige mense nie gesonde en goeie grense het nie. Ek weet nie waar ons daaraan kom nie. Want as jy na Jesus kyk, dan is dit redelik duidelik dat hy met redelike sterk en goeie grense gefunksioneer het. As ek leer om met gesonder grense te leef, dan beteken dit dat ek nie meer so maklik gemanipuleer word deur dit wat ander mense meen ek mee moet besig wees nie. En hiermee sukkel baie van ons. En die rede waarom ons daarmee sukkel is, ons is goeie mense. Ons wil graag help. Maar as ons nie vir onsself goeie grense stel en verantwoordelikheid neem vir myself nie, dan maak ek myself oop om baie maklik misbruik te word en om nie noodwendig my prioriteite in plek te hê nie. 'n Volgende ding wat ek dink definitief ook help wanneer dit kom by hoe ons prioriteite inrig, is om bewus te wees van die tydstelers in 'n mens se lewe. En hier wil ek baie spesifiek 2 goed noem. Aan die een kant dink ek is ons skerms in ons lewe is ongelukkig tydstelers. Ek is glad nie een van daai mense wat 'n anti-tegnologiese ingesteldheid het nie. Dis fantasties, die tegnologie wat ons het. Dis wonderlik. Maar, en ek dink dis waar van baie van ons lewens word nogal oorgeneem deur ons skerms. Al ons beskikbare aftyd spandeer baie van ons met ons skerms. En dat skerms, het sy die kleiner of die groter skerms in ons lewens, amper al die beskikbare tyd wat ons vir ander dinge sou hê, opslurp. Dis nogal interessant as jy sou vra, wie is die groep in ons samelewing wat die mees verslaafde is aan skerms? Dan is 'n mens geneig om onmiddellik te sê, tieners. Die nuutste navorsing wys dat die groep mense wat die mees verslaafde is aan skerms, is ouer as 65 jaar. Dis interessant. En daar's redes daarvoor. En dan 'n tweede ding wat ek dink tydstelers is dinge of mense wat 'n mens uitmergel en wat te veel van jou vra. So vra 'n bietjie vir jouself, wat is die dinge in jou lewe wat jou uitmergel? As jy byvoorbeeld sou sê, ek haat admin. Op watter manier kan jy dit begrens? Op watter manier kan jy sorg dat jy 'n bietjie minder daarvan doen? 'n Volgende baie praktiese ding waaraan ek dink ons moet aandag gee, is ons verhouding met spanning en met stres. Is baie insiggewend as 'n mens lees oor lewenstylverwante siektes, wat hulle meen die oorgrootste meerderheid van alle siektes is eintlik lewenstylverwante siektes, is daar een primêre oorsaak: stres en spanning van een of ander aard. So, om te gaan sit en te vra, wat is my eie verhouding met stres en spanning? Nou, ek wens ons kon nou vanaand in diepte hieroor praat, maar hopelik is dit wat ek vir julle sê, maak jou so 'n bietjie lus om te gaan sit en vir jouself 'n paar vrae oor jouself te vra. Maar een van die tekste in die Bybel wat ons definitief hiermee kan help, is Matteus 6, die baie bekende gedeelte in vers 31 tot 34. En ek gaan dit vir ons aanvanklik net vinnig lees. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nou ek moet vir julle sê,
Die manier hoe ons hierdie vers lees, help ons glad nie. Want om te sê, jy het nie nodig om te bekommer oor wat jy eet, of wat jy aantrek, waar jou kos gaan vandaan kom nie. Dis mos nie waar nie. Maar die sleutel om hierdie vers te verstaan, lê eintlik in die volgende vers, wat sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Hoekom is hierdie vers die sleutel om daai vorige vers te verstaan? Wat hierdie vers sê, daai bekende Matteus 6 vers 33, is dit sê, die verwysingspunt waarvan af ek my lewe moet leef, moet God se droom wees vir my lewe. En wat is God se droom vir jou lewe? Wat sou God droom vir jou? En as jy daai sleutel draai en jy verstaan dat God se droom vir my lewe eintlik die vertrekpunt, die verwysingspunt is, dan besef ek dat as ek sekere goed in my lewe begin prioritiseer, dan is dit asof die ander goed baie meer spontaan in plek val. En dan het ek nie nodig om my so verskriklik daaroor te bekommer nie. En dis wat hierdie vers probeer sê. Wat is daai goed wat die eerste aandag in jou lewe eintlik verdien? Wat is daai dinge wat jou vertrekpunt moet wees? Baie van ons begin by die balle wat ons probeer juggle, by die balle wat ons in die lug probeer hou en sê dit is my vertrekpunt. My vertrekpunt moet die stilpunt in myself wees. Moet daai ding in myself wees wat aan my die balans gee om te kan fokus. En waar lê daai stilpunt? By die tyd wat ek elke dag in God se teenwoordigheid spandeer. Dis waar dit begin. Nou party van ons wil sê, dit klink nie na 'n vreeslike praktiese ding nie. Die vraag is of jy dit al probeer het. Het jy al probeer om elke dag in stilte in God se teenwoordigheid te begin? En dit te gebruik as die vertrekpunt van jou hele lewe. Om toe te laat dat jou lewe ingerig word volgens wat God se droom vir jou as mens sou wees. En te sien op watter manier jy begin perspektief kry oor wat die belangrike dinge in jou lewe is en hoe jy jou lewe moet prioritiseer. Die implikasie is dat as ek begin om vanuit 'n dieper, suiwerder plek in myself te funksioneer en bietjie die agenda van my ego en al die ander agendas wat op my afgeforceer word, om dit net so oomblik eenkant toe te skuif elke dag en net bewus te word van daai dieper motief. Het dit nogal die manier om die ander goed in my lewe in plek te laat val? En dan eindig daai gedeelte af met hierdie vers wat aanhaak aan vers 33. Moet julle dis nie bekommer oor moet julle dis nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Met ander woorde, fokus net op vandag, vir wat vandag van jou vra, en wat God se droom in hierdie dag vir jou en vir die mense om jou sou wees. En op 'n manier sal jy begin perspektief kry oor wat regtig belangrik is. Ek vermoed een van die ander redes waarom ons sukkel om te prioritiseer is ons verslawende behoefte aan beheer. Weet nie wie van julle ken daai bekende gesegde wat sê, not my monkeys, not my circus. As die apies nie aan jou behoort nie, dan is jy nie verantwoordelik vir die apies nie.
In doodgewone goeie ou Engels sal 'n mens sê, the art of letting go. So, watter dinge is daar in jou lewe waaroor jy naastigtelik probeer beheer hou, wat eintlik nie jou beheer is om te probeer hou nie? Hierdie is vir baie van ons 'n groot en 'n belangrike groeipunt, waarmee ons gerus maar 'n bietjie kan sit. Ek dink hier is een van die goed wat ons regtig baie kan help is, daai baie bekende Serenity Prayer van Reinhold Niebuhr. Ek lees dit vir ons. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Living one day at a time, enjoying one moment at a time, accepting hardships as the pathway to peace, taking as he did this sinful world as it is, not as I would have it, trusting that he will make all things right if I surrender to his will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with him forever in the next. Ek dink die belangrikste uitnodiging van hierdie gebed is om die onderskeiding te leer, terug na dit wat ek julle in die begin gesê het, die fyn aanvoeling te leer, om te weet waaroor het ek beheer en waaroor nie. Daar's 'n boek met die naam, en jy het dalk al van hierdie boek gehoor, Atomic Habits van James Clear. Waar Atomic Habits basies gaan, is dat hy sê, 'n mens se lewe word nie verander deur die reuse groot besluite wat jy neem nie, maar deur die klein, atomiese klein besluite wat jy op 'n daaglikse basis neem, en dan kies om dit uit te voer. En daar's so 'n paar aanhalings wat ek net vinnig vir ons so wil wys oor dit wat James Clear sê, as dit gaan oor Atomic Habits. Hy sê, every action you take is a vote for the person you want to become. Elke ding wat ek doen, bepaal wie ek môre gaan wees. You're just acting in alignment with the kind of person you want to become. True behavior change is identity change. As ek begin om my gedrag te verander, dan verander ek mettertyd ook my identiteit. En hoor hierdie een, ek dink dit is 'n absolute juweel. The cost of your good habits is in the present. The cost of your bad habits is in the future. So kom ons veronderstel, jy sê vir jouself, kyk, ek moet regtig sorg dat ek 'n bietjie sterker word. Nou moet jy begin oefen. Maar o genade, dis sleg. So die koste daarvan is nou, in die toekoms. Maar doen dit nie, dan is die koste daarvan in die toekoms. So die koste van jou goeie gewoontes is nou. Dit vra iets van jou. Die koste van jou slegte gewoontes wag vir jou in die pad af. En dit is helaas die waarheid. En dan sê hy, habits are the entry point, not the end point. Nou, hoekom vertel ek vir julle hiervan? Ek dink ons gewoontes wat ons elke dag in ons lewe inbou en die gewoontes wat ons met verloop van tyd kweek, word uiteindelik die goed aan die hand waarvan ons die prioriteite in ons lewe bepaal. Dit word uiteindelik die manier hoe ek my hele lewe bou en saamstel. As jy mooi gaan kyk, bestaan jou hele dag eintlik uit 'n reeks klein keuses. As jy begin om aan daai keuses te torring en jy verbeter van daai keuses, verbeter jy daarmee saam jou hele lewe en verander jou prioriteite. Word die dinge wat jy sê vir jou belangrik is, regtig vir jou belangrik. Nou op 'n baie praktiese vlak,
As ons praat van 'n spiritualiteit van orde, hoe sou 'n spiritualiteit van orde in my lewe kon lyk? En ek noem net 'n paar goed. Dalk is hier van dit wat jy al reeds doen, of dalk is hier iets van hierdie wat jy in jou lewe kan innooi. Sekere praktyke van orde. Die eerste is een wat oeroud is, maar ek dink ons vergeet partykeer daarvan, is om lysies te maak. Maak lysies. Vra vir jouself, is daar van hierdie goed wat op my lysie staan, wat iemand anders kan doen, wat nie noodwendig my werk of my verantwoordelikheid is nie. Die Engelse woord declutter. Partykeer is daar goed wat ons op onsself laai, wat so 'n swaar las plaas, wat heeltemal onnodig is. En as ek praat van declutter, dan bedoel ek in elke opsig van jou lewe. Jou dagboek, jou agenda, dit wat in jou finansies aangaan, hoe jou kaste lyk, die tipe kos wat jy koop, die hele manier hoe jy jou lewe inrig, om dit te vereenvoudig. 'n volgende beginsel is iets wat 'n mens nogal in hospitale van hoor, triage, wat basies beteken, vra vir jouself, wat is die dringendste ding? En doen dit eerste. Ek dink partykeer is dit een van die redes waarom ons sukkel om orde in ons lewe te hê, is ons kan nie onderskei tussen wat dringend, wat belangrik en wat nodig is nie. En om letterlik, soos ek sit in my lysies maak, dit te beplan, dit uit te werk. Iets wat dalk baie voor die hand liggend is om wanneer ek iets doen, dit vir die eerste keer behoorlik te doen. Ek lees 'n artikel van iemand wat sê dat geweldig baie van ons tyd gemors word, omdat ons die eerste keer wanneer ons iets doen, dit nie behoorlik doen nie en dan weer moet teruggaan op ons spore en dit weer gaan doen. Dat ek geweldig baie orde in my lewe kan skep deur dinge behoorlik te doen. 'n volgende aspek is om reflekterend te leef, om aan die einde van elke dag vir myself te vra, is ek tevrede met hoe ek hierdie dag geleef het? Is daar sekere goed wat ek voel ek eerder moes gedoen het, wat dalk nie moes wag tot môre nie? Of is daar sekere goed wat ek vandag gedoen het, wat ek dalk nie op 'n slim manier geprioritiseer het nie, om te leer om regtig reflektief met my lewe om te gaan. Party van ons is nie groot prentjie mense nie. Om te leer om die groot prentjie raak te sien. En nie net te kyk na wat elke dag moet gebeur nie, maar te sê, wat gebeur hierdie hele week? En op watter manier pas hierdie goed in? 'n tweede laaste beginsel is om aan die einde van elke dag dagrefleksie te doen en vir jouself te sê, wat is die goed waarmee ek vandag besig was, wat my nader gebring het aan God en myself en die lewe? Wat is daardie dinge waarmee ek vandag besig was, wat my verwyder het van God en myself en die lewe? En dan die laaste beginsel is, in Engels praat ons van 'n accountability partner. Om iemand in jou lewe te hê, wat jou kan help om verantwoording te doen en verantwoordelik te bly. Iemand teenoor wie jy kan eerlik wees, iemand teenoor wie jy wederzijds kwesbaar kan wees en met wie jy eerlik kan praat oor waarmee jy besig is. Hierdie is 'n geweldige belangrike praktyk wat ek dink ons in 'n spiritualiteit van orde partykeer nalaat. So wanneer Matteus 6 vers 33 sê nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Dan praat Jesus nie van allerhande airy-fairy goedjies nie. Hy praat van die manier hoe ek en jy ons daaglikse lewens inrig. Hoe ons prioriteite saamstel. Want as my prioriteite reg is, as ek begin by die goed wat regtig vir my noodsaaklik is, dan het die res van die goed nogal 'n manier om in plek te val. My gebed vir elkeen van ons is dat Filippense 1 vers 9 al meer van ons sal waar wees. Ook bid ek
dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Amen. Here, as ons vanaand so praat oor al hierdie praktiese dinge, doodgewone alledaagse wysheid vir hoe ons lewens kan prioritiseer, dan bid ons dat U ons sal help om te verstaan dat daar 'n dieper beginsel onder dit lê. Ons bid dat ons al meer dit wat vir U belangrik is, ook vir ons belangrik sal maak, dat ons droom in lyn gebring sal wees met U droom, en dat ons daarvan uit ons besluite sal neem en ons prioriteite sal bepaal. Amen.